Ons gaan begin vanaand en ons praat 'n bietjie oor geleentheid en verleenthede. Nou en ek wil hê ons moet dit heeltyd agter in ons kop hou dat God verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. En ons praat nog steeds oor die tema daar is nog, maar ons moet dit heeltyd in ons kop hou dat jou verleentheid kan verander in 'n geleentheid. God kan jou verleentheid verander in 'n geleentheid. En ons gaan baie vas staan vanaand bietjie by Jeremia. Die afgelope tyd kuier ek maar so 'n bietjie in die boek Jeremia. So ons gaan bietjie vas staan in die boek Jeremia. Maar ons kyk bietjie wat sê die Bybel vanaand en ons kyk na Filippense 1 vers 12 tot 14. Gerda, ons het jou stem verlede week gemis. Filippense 1 vers 12 tot 13, tot 14 asseblief. 12 tot 14. Filippense 1 vanaf vers 12 tot 14. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dus des te meer waag om die woord onder vrees, wat onbevrees te spreek, nog tot, ja, dis die laaste een. Ek gaan gou ietsie daar sê, nou laat pastoor praat van my stem. Ek was verlede week in Saterdag by die radiostasie in Middelburg, en het bydra daar gaan doen en so aan, en toe ek vir die vrou my telefoonnommer voorlees en so aan, toe sê sy, jy het 'n goeie stem, jy moet by ons kom werk. So ek het bietjie duidelik vir haar gepraat. Ja, ons waardeer haar stem. Ons lees van Paulus se omstandighede. Wat was Paulus se omstandighede hierso? Hy het by die gevangenis gewerk, of hy was by die gevangenis. Ja, hy was aan die verkeerde kant van die tralies. Hy was aan die ander kant gewees. Dit was moeilike omstandighede. Maar hy maak 'n stelling en hy sê my verleentheid of my teleurstelling om in die tronk te wees was tot voordeel vir God se koninkryk. Hoe is dit moontlik? Ons het altyd gesê toe ons geswat het en ons was stout, ons sal in die tronk gaan sit ter wille van die evangelie. Nie dat ou regtig dit bedoel het nie, maar hy sit in die tronk ter wille van die evangelie. En nou sê hy dis tot voordeel dat ek in die tronk is. Wat se voordele was daar gewees? Die feit dat hy in die tronk is. Hy kon met mense praat wat hy dalk nooit sou gesien het nie. En eintlik die mense wat regtig hoop nodig het, die ouens wat aan die tronk is, want die ouens wat in die tronk is het nie almal moord gepleeg en sulke tipe goed gedoen nie. Hy het ook hoop gespreek aan daai kant wat hy dalk nie sou by kon gekom het nie. Yes, ek dink wat Marius hier sê is baie belangrik. Die Romeinse die wagte, elke 3 of 4 ure het hulle wagte geruil. So hy het elke 3-4 ure iemand nuuts gehad om die evangelie mee te deel. En ek het eendag geluister na 'n persoon wat nou sterk was in die kommunisme. En hy het gesê as jy 'n stelsel wil verander, moet jy deel word van die stelsel. En ewe skielik het hulle soveel bekerings gehad van die Romeinse soldate dat dit het die hele ding verander dat die hele Romeinse ryk het basies amper kan mens sê tot 'n val gekom of tot Christendom gekom hierdeur deur die feit dat Paulus met die soldate kon gesels het. Wat nog kan ons optel wat se voordeel was daar nog vir die koninkryk? Okay, hy sê ook dat die feit dat hy kan in die tronk sit en hy kan spreek met mense, gee ander mense, ander gelowiges die selfvertroue. Dat hulle ook die selfvertroue het om en braaf genoeg is om te begin praat oor Jesus Christus en te getuig. Maar vir my seker die belangrikste is
Onthou daai tyd het hulle nie die tegnologie gehad wat ons vandag gehad het nie. As hy moes by gemeentes gaan preek het, dan het almal net gesê dis 'n goeie preek en dis verby. En iemand het dalk notas geneem ek meen en dan het hulle geskryf, maar ewe skielik Paulus het basies die hele Nuwe Testament of 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament geskryf terwyl hy in die tronk is, want ewe skielik het hy sy preke nou neergeskryf en dit gestuur en so het ons vandag 'n Bybel. Ons het vandag 'n Nuwe Testament as gevolg van die feit dat Paulus in die tronk is, in die tronk was. Nou, waarheen is ek op pad? Baie keer is jy in 'n verleentheid. Baie keer is jy in 'n moeilike omstandigheid. Maar God wil daardie omstandigheid of daai verleentheid gebruik as 'n geleentheid. Dit was 'n geleentheid vir Paulus om die evangelie te verkondig. Dis 'n geleentheid gewees om 2000 jaar later, kyk ons nog terug in die Nuwe Testament wat Paulus basies onder leiding van die Heilige Gees geskryf het. Alraai, enige opmerkings oor hierdie gedeelte wat ons gelees het nog? Okay. Kom ons kyk Lisel, wat ons met Jeremia 1 vers 4 tot 19 gaan doen. Ons gaan hom lees en dan op sekere stadiums gaan ons bietjie na die ander skrifgedeeltes kyk wat ook deurgestuur het. En ek wil ons met 3 woorde vanaand onthou, 3 woorde. Jy's gekies, jy's aangestel en jy's toegerus. Jy's gekies vir meer in die lewe, jy's aangestel vir meer in die lewe en jy's toegerus vir meer in die lewe. Robert, onthou jy nog die eerste keer toe jy gegaan het vir 'n onderhoud? Ja, Hoekom dink jy het hulle jou gekies? Wat die lig van sit. ek het sekerlik maar gepas in die profiel van 'n mechanic. Jy Hallo, dit wat wat hulle ons het gedag Toetse en goede Ekskuus? geskryf en daarvolgens het hulle gesê, okay, hierdie ouens kan mechanics word, daai word electricians en daai ouens word wat, en so het hulle volgens jou toetse wat jy gedoen het. So hulle het 'n taak in gedagte gehad en hulle het 'n persoon gesoek wat in daai taak gaan pas. En ek wil hê wanneer jy aan jouself dink, het God gesien in hierdie tyd van 1965 is Louis gebore tot ek weet nie wanneer nie, is daar 'n sekere ding wat hy op die aardbol vir die koninkryk moet doen. Ek is gekies. Ek is gekies. Ek het vanmiddag vir Annie gesê, ek is gekies en ons is aangestel om 'n meldspruit nou te wees. Ek verstaan nie altyd al hierdie goed nie en ons is baie gelukkig hier, maar ons is gekies om 'n verskil te maak. So kom ons onthou net hierdie woorde, jy's gekies, jy's aangestel en jy's toegerus. Lisel, begin by vers 4 en ons gaan jou in die rede val. Miskien moet jy net vir ons sê as jy voortgaan na die volgende vers toe, dat jy kan stop as dit nodig is. Okay, vers 4. Die Here het vir my 'n boodskap gegee. Hy het gesê: Ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Jy's nog nie by vers 5 nie, né? Dit was 5. Okay, maar jy moet vir ons sê as jy 5 toe gaan, né? Sorry. Alraai. Nou praat die baas weer, Lisel. Nee. Okay. So ons kry die woorde, God het jou gekies. Hy het vir Jeremia gekies. En wat het op sy aanstellingsbrief gestaan? Hy moet namens God praat. Hy's profeties. Dit is jy's gekies as 'n profeet en soos Lisel sê, jy gaan namens God praat. Weet Louis, weet elkeen van ons dat God het ons gekies om namens hom hier op aarde te praat. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. In jou eie krag sal jy hulle oorreed. Kyk, Lisel, Marius, jy wil iets sê? Ja, ek dink God werk maar so dat hy gebruik mense om by mense uit te kom. Hy gebruik nie ander goed om by mense uit te kom nie. En hoe meer jy dalk mense ken en vertrou,
hoe makliker is dit om met hulle te praat oor die koninkryk self. So daardeur word dit dan die koninkryk mooi uitgebrei. Ja. En hy weet presies, Robert gaan hierin pas. Hy weet presies, die stel pas hierin. En dis hoekom hy jou gekies het en jou geplaas het vir hierdie tydvak om te wees. Okay, Lisel, ons het jou in die rede geval, praat gerus verder. Vers 6. Ek het geantwoord: Nee, oppermagtige Here, ek kan nie goed praat nie, ek is ook te jonk. Okay. Toe ek hierdie gedeelte gelees het, wonder ek, wat is Louis se verskoning? Wat is my verskoning om nie my skepingsdoel hier op aarde uit te leef nie? Miskien redeneer ek het nie die geld nie. Miskien redeneer ek het nie die opleiding nie. Miskien redeneer ek, wat gaan mense sê van my? Come on. Kom ons kyk, wat was Moses se verskoning? Stel, lees vir ons Eksodus 6 vers 29 asseblief. Is jy daar, Stel? Jep. Eksodus 6:29. Toe sê Moses, is dit reg? Dis reg? Moses voor die aangesig van die Here: Ek is onbesnede van lippe. Hoe sal Farao dan na my luister? Okay. Dankie, Stel. Ek wonder, wat is my verskoning? Kan ek die vraag vra, wat is jou verskoning? Okay, julle wil nie daaroor praat nie, né? Ek dink 'n mens twyfel in jouself, jou eie vermoëns. Ten eerste, dink ek so. Ja. Okay. Ja, ek dink mense twyfel. Jeremia het getwyfel en gedink ek is te jonk. Wat gaan die mense sê? Moses sê ek hakel, ek kan nie praat nie. En baie keer as God vir ons iets wil hê deur ons doen, dan dink ons aan ons tekortkominge. Ek het nie geld nie. Ek het nie. Maar die Here sê, wat is in jou hand? Wat is in jou hand? Alright, kom ons lees aan, Lisel. Vers 7. Maar die Here het geantwoord en gesê: Moenie sê jy is te jonk nie. Gaan na die mense waarheen ek jou stuur en gee my boodskap vir hulle. Kyk, kom ons stop daarso. Die opmerking wat ek hierby wil maak, julle, is dat niemand kan jou diskwalifiseer as God jou aangestel het nie. Robert, toe Spoornet jou aangestel het as werktuigkundige, het hulle vir jou die autoriteit gegee om aan hulle voertuie te werk. Toe Marius by Atlas gewerk het, het hy autoriteit gehad om aan hulle radiostelsels te werk. Hy kan nie vandag aan dit gaan werk nie, want hy het nie, kom ons praat van, nou sê ek by Gerda, hy het nie 'n clearance om dit te doen nie. Hy het nie 'n aanstellingsbrief nie. Robert, jy iets gesê het? Ja, jy word eers opgelei en dan kry jy die magtiging om aan sekere goede te werk. Okay. So moenie dat enige iemand jou probeer diskwalifiseer aan jou aanstelling nie. Niemand kan jou diskwalifiseer in jou aanstelling as kind van God nie, as sy seun en sy dogter. Niemand. Lisel? Vers 8. Jy moet ook nie bang wees vir hulle nie. Ek sal by jou wees en jou beskerm. Ek is die Here wat so sê. Kyk, kom ons stop hom daarso. Jy moet nie bang wees nie. Ek meen, op wie van julle se aanstellingsbriewe daar gestaan, daar gaan moeilike tye wees en dit gaan moeilik wees. Maar God het jou gekies en hy stel jou aan en hy sê ook vir jou van die begin af, dit gaan nie altyd maanskyn en rose wees. Ek kry net kopklikke. Maar ek is by jou. Ek is by jou. Ek stap die pad saam met jou. Nou, as ons kyk, Jeremia 20 vers 1 en 2,
Jeremia 20 vers 1 en 2. Ek vat hom daarvan vat van hoofstuk 19. Hoofstuk 19, 1:9. Ja, my lief. Vers 14. Nagta. 1:4. Right. Okay. En dan Jeremia is aangestel om te praat. Hy praat namens die Here. Kom ons verhaal van Jeremia 19 vanaf vers 14. Okay. Nadat Jeremia by Tofet geprofeseer het, soos die Here gesê het hy moes, het hy na die stad toe teruggegaan. Hy het in die voorhof van die tempel gaan staan en vir almal wat daar was gesê. 15. Dankie. Die Here, die Almagtige, die God van Israel sê: Soos ek beloof het, sal ek rampe bring oor hierdie stad en al die dorpe wat in die omgewing van die stad is. Ek doen dit omdat julle so hardkoppig is en weier om na my te luister. Okay, gaan jy vir ons na 20 vers 1 en 2 toe? So Jeremia doen net wat die Here sê. Hy kom in die tempel en hy praat met die mense en hy sê as julle nie bekeer nie, gaan al hierdie lelike goed met julle gebeur. Robert, wanneer kry jy die seerste in die lewe? Ek dink wanneer mense goed doen en die mense gooi dit terug in jou gesig. Die seerste, ek stem saam met jou, wanneer jy dit goed bedoel het en mense gooi dit seer, maar die seerste seer as jou eie hond jou byt. As jou buurman se hond jou byt, is dit seer, maar as jou eie hond jou byt, as Tessa vanaand besluit sy eet Marius se oor op, dit gaan nie lekker wees nie, want Marius se oor is oud, né? Maar okay, dit maak seer as die mense wat naby jou is, jou in die rug steek. Kom ons kyk wat sê Jeremia 20 vers 1 en 2. My sien? Aswat die seun van Immer was die priester in beheer by die tempel van die Here. Hy het die boodskap gehoor wat Jeremia geprofeteer het. Aswat het Jeremia gearresteer en hom laat slaan en in 'n voetblok vasgemaak by die boonste Benjamin ingang van die tempel. Vers 3 sommer ook. Die volgende dag het Pastor Jeremia vrygelaat. Toe het Jeremia vir hom gesê: Pastor, die Here het jou naam verander. Hy noem jou nou verskrikking rondom. Okay. Jeremia doen net wat die Here sê hy moet doen. En Lisel, wat het die Here gesê? Ek is by jou. Ek is by jou. Maar ten spyte van sy aanstelling, ten spyte dat die Here by hom is, word hy pak gegee en nie deur iemand anderste as die hoof van die kerk nie. Hy word pak gegee en sy voete word in blokke gesit. Ja, dit sal verlooi laat twyfel het, doen ek nou die regte ding? En hy word 'n verleentheid. Hy word 'n verleentheid. Lisel, kom ons gaan terug na Jeremia 1 toe. Jy lees ons verder. Vers 9. Toe het die Here sy hand uitgesteek en aan my mond geraak. Hy het vir my gesê: Ek het my woorde in jou mond gesit. Okay. Ons het gepraat van jy's gekies en jy's aangestel. Nou kom ons by die derde woord. Jy is toegerus. Wie se woorde spreek Jeremia nou? Die Here se woorde. Die Here se woorde, Robert. God se woord, né? Ja. Alright. En dis wat hy gespreek het hier in die tempel. En as gevolg van dit word hy nou in blokke gesit. Nou kom ons gaan terug na Jeremia 20 vers 7 tot 9 toe, my sien. Here, U het my omgepraat en ek het my laat ompraat. Okay, skus net so 'n bietjie. Wat sê die opskrif van daardie gedeelte in Annelies se Bybel staan Jeremia se klagte? Wat sê joune Gerda? Is ons nou by Jeremia 19? 20. Jeremia 20 vers 7. Jeremia word deur die priester Pashur geslaan en in die blokke gesit. En by vers 7? Vers 7 sê: Here, U het my Ja, oorgehaal. wat is dit? Ekskuus, is daar nie 'n sap opskrif bo vers 7 nie? Nee. Okay. Hy sê Jeremia se klagte. Jeremia is nou so half bietjie
Here, hoe is dit moontlik? U het my gesê jy is saam met my. U het my lippe aangeraak. U het my gesê jy loop saam met my. Hier doen ek die regte ding. Ek praat in die tempel en hier word ek pak gekry. Dis nie lekker om onnodig pak te kry nie. Dis die seerste pak wat jy kan kry Robert, as jy onnodig pak kry, is nie jou skuld nie. En hy kla so 'n bietjie by die Here. Hy voel hy's in 'n verleentheid, okay? Kom ons luister wat sê hy vir die Here. U is baie sterker as ek. U het my oorweldig. Nou bespot hulle my heeldag. Almal lag vir my. As ek praat, moet ek elke keer net uitroep, geweld en vernietiging. Die boodskap wat die Here vir my gegee het, veroorsaak dat almal my aanhoudend spot. 9, ek het al gesê, ek sal niks van die Here sê of namens hom praat nie, maar dan is dit soos 'n vuur wat in my hart brand. Ek is moeg daarvan om weerstand te bied. Trouwens, ek kan nie meer nie. Dankie. Jeremia bekla sy lot. En wat sê hierdie gedeelte? Hy sê ek het besluit ek gaan nie meer praat nie. Ek gaan nou nie meer praat. Marius het jou ma ooit gesê ek praat nou nie meer. Maar jy het mos nie pak gekry nie, né? Jy was mos die soet seentjie. Ja. In hierdie huis praat ons nou nie meer nie. Ja. Lisel sê dit nou vir jou. In hierdie huis praat ons nie meer nie. Ek praat en jy luister. Nee. Net so. Werk dit in jou huis ook so? Ek wil net kyk of ek nie alleen is in hierdie storie nie. En hy sê ons praat nie meer nie, nou doen ons. Alright, daai laggie is 'n laggie van erkenning, maar is alright, ons hou dit daarby. Jeremia sê ek praat nou nie meer. Maar dan gaan hy verder en hy antwoord om homself. Hy sê maar dit brand so baie, dit brand hier binne in my. Wat brand er nog? Die woord van die Here brand in hom. En dit kom uit. Hier is die geheim. Wat beïnvloed jou? Is dit goed van buitekant af dat mense jou spot? Of is dit van binne af? En hier is die geheim. Leef van binne na buite en nie van buite na binne nie. As ek nou gepreek het, sou ek gesê het, vergeet nou alles wat jy gehoor het. Onthou dit. Moenie dat omstandighede jou beïnvloed nie. Leef van binne af. Leef hier waar God in jou hart praat. Leef van daar af buite toe. Nie wat mense sê nie, nie wat gebeur in jou lewe nie, ensovoorts nie. Leef van binne na buite toe, nie van buite na binne toe. Praat met my. Iemand sê ietsie, asseblief. Daai is bitter belangrike woorde julle en dit is waar. Want as ons van buite af binne toe hoor, dan is ons die meeste van die tyd negatief beïnvloed. Maar ons moet luister na die stem in ons en buite toe leef. Dan kan jy baie meer vermag. Dit is absoluut waarheid. So, Marius, jy wil iets sê? Ek dink sommer dat terwyl ons so sit om die woord van God te verkondig is amper soos om 'n dokter te wees. Jy wil lewe herstel. Jy wil goed lewendig hou, positief doen. Maar daar gebeur tog tye wat daar goed gaan wees wat iemand dan gaan doodgaan wat nie in jou beheer is nie. En mense praat oor jou en hulle kan goed praat of hulle kan sleg praat, dit hang maar af hoe hulle ondervinding was. En baie keer wat dit nou gebeur is, jy doen iets en dan praat iemand sleg en dan wil jy dit nie meer doen nie. Maar met die woord van God, 'n dokter hou nie op om dokter te wees nie. En met die woord van God is dieselfde. Jy moet aanhou aangaan, is dit nie altyd 'n positiewe uitkoms wat jy kry nie, want elke ou gaan nie dieselfde reageer nie, maar jy moet aanhou aangaan om jou doel te bereik, of jou doel uit te leef, en jou doel is om lewe te aan te hou, of om lewe te skep, en om die woord van God uit te dra, is om lewe te skep in woorde
om te verduidelik van die nuwe lewe. Verseker. Okay, ons verloor die mense een vir een. So lyk my, maar hulle sal seker weer terugkom, né? Okay. Marius, ek stem 100% saam met jou. 'n Dokter hou nie op om 'n dokter te wees net omdat iemand gesê het jy het die pleister skeef geplak nie. Hy gaan net aan. Dit is eintlik 'n baie goeie mooi vergelyking wat jy nou gesê het, Marius, want dit is so. Ja. Okay, Lisel, jy maak klaar. Ek gaan jou nie weer in die rede val nie. Vers 10. Ek stel jou vandag aan oor nasies en regerings, om sommige te ontwortel en plat te slaan, om ander op te bou en nie te vestig. Okay, nee, ek gaan jou weer in die rede val. Ek gaan. Dis reg. Ons is hier op aarde om wat is die mooi woord om 'n favourite te wees nie. Ons is hier om God se woord uit te dra. Ons is nie hier om 'n kompetisie te wen dat ons 'n favourite is nie. Ons is hier om God se woord uit te dra. Okay? Vers 11. Die Here het vir my gesê, "Wat sien jy, Jeremia?" Ek het geantwoord, "Ek sien 'n amandeltakkie." En die Here het vir my gesê, "Ja, dit is 'n amandeltakkie en dit beteken dat ek oplet en gereed staan om dit te doen wat ek gedreig het om te doen." 13. Die Here het weer met my gepraat en gevra wat ek sien. Ek het geantwoord, "Ek sien 'n kokende pot wat uit die noorde oorval hiernatoe." Toe sê die Here vir my, "Uit die noorde sal dodelike gevaar kom oor almal wat in Juda woon. Ek laat die mense van al die koninkryke in die noorde na Jerusalem kom," sê die Here. "Hulle sal hulle trone kom neersit by die ingang van die hekke. Hulle sal Jerusalem se mure aanval en al die ander dorpe van Juda binneval." Vers 16. So sal ek my oordeel uitspreek oor my volk, oor al hulle boosheid. Hulle het my verlaat en ander gode vereer. Ja, hulle buig voor die beelde wat hulle met hulle eie hande gemaak het. Staan op en trek jou aan en gaan sê vir hulle alles wat ek gesê het. Moenie vir hulle bang wees nie, anders laat ek jou dalk verleë voor hulle staan. Ek beskerm jou teen hulle, ek maak jou soos 'n versterkte stad, so vasgeanker soos 'n ysterpaal of soos 'n muur wat van koper gemaak is. Jy sal sterk genoeg wees om jou teen die konings van Juda, hulle amptenare, hulle priesters en enige van die land se mense te handhaaf. Hulle sal jou probeer onderkry, maar dit nie reg kry nie. Ek is aan jou kant en sal jou beskerm. Ek, die Here, beloof dit. Daai vers 19 is baie belangrik. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorwin nie. Alraai, nog iets uit hierdie gedeelte wat vir julle uitstaan? Daar's altyd 'n versekering saam met God. Jy wat 'n versekering verkoop het. Daar's altyd 'n versekering dat hy altyd daar sal wees vir jou. En dit is nie 'n versekering wat jy gaan bel en sê hulle, sorry, hierdie eis word nie toegestaan nie. God sal altyd daar wees vir jou. Jou premies is nie opbetaal nie. Ja. Alraai, kom by die ander skrifgedeeltes uit. God verander jou verleentheid in 'n geleentheid. Hy stel, of lees jy hom vir ons, meisie, 2 Konings 4 vers 1 tot 6. Op 'n dag kom die weduwee van een van die profete na Elisa toe en bekla haar lot by hom. My man, u dienaar, is dood. U weet hoe hy die Here gedien het. Nou dreig die skuldeisers om my 2 seuns as slawe weg te neem. Wat kan ek doen om jou te help? Vra Elisa. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Hoegenaamd niks nie, behalwe 'n kan met olie, antwoord sy. Toe sê Elisa, gaan leen leekruike by al jou bure, leen soveel as wat jy kry. Dan moet jy en jou seuns in jou huis ingaan en die deur agter julle toemaak. Maar maak dan al die leekruike vol olie. Die wat vol is, moet jy eenkant sit. Sy het gedoen soos hy gesê het en die deur agter hulle toegemaak. Haar seuns het die kruike vir haar gebring en sy het die een na die ander volgemaak.
Spoedig was elke kruik propvol. Bring vir my nog 'n kruik, sê sy vir een van haar seuns. Daar is nie meer nie, sê hy vir haar. Toe het daar nie meer olie uit die kan gekom nie. Sy het dit vir die man van God gaan vertel wat gebeur het. Hy sê vir haar, gaan verkoop nou die olie en betaal jou skuld. Van dit wat oorbly, kan jy en jou seuns lewe. Dankie. Wat was, Robert, Gerda, welkom terug. Vir jou nou 'n tikkie die koekermels daar van die mond af, man. Uh, uh, wat was hierdie vrou se verleentheid? Sy het geld verskuld en nie geld gehad om te betaal nie. Die regspoor het aan haar deur geklop. En hy wil haar seuns gevat het om as slawe te verkoop. Sy het nie geld gehad nie. Hoe verander haar verleentheid in 'n geleentheid? Elisa sê vir haar, maak vir jou kruike bymekaar. Dit wat jy in jou huis het. Baie keer kom jy op 'n punt dan voel jy ek het niks. Jy het iets. Hierdie vrou het bietjie olie gehad. Daai bietjie olie het al die kruike vol gemaak. Jou bietjie olie met God se grootte krag maak al die kruike vol. Maar jy moet bereid wees om daai bietjie te gee. En toe sê hy gaan verkoop hierdie kruike en betaal jou skuld. Iets wat vir julle uitstaan in hierdie gedeelte? Ons het nou die dag gedink geluister oor Kain en Abel. Ek weet nie of ek dit al gesê het hierso nie. Um, Kain het gegee van dit wat hy oorgehad het. Abel het gegee van dit wat hy mee begin het. Hy het nie geweet wat hy nog daarna gaan hê nie. En hier is maar amper dieselfde van as jy ietsie al het, is dit ietsie klein wat jy gee, God sal dit meer kan maak. Ja, die feit dat die olie opgehou het, wie se skuld was dit? Dit was hulle eie skuld, hulle het nie genoeg kruike gebring nie. Ek vra die vraag vir Louis vanaand. Maak jy plek in jou lewe vir meer? Of is jy maar net tevrede? Hallo, staan iemand daar buite? Kan julle my hoor? Ja, ek dink ek is 'n tevrede ou. Ek ook. Ek is nie ou wat bymekaar maak. Was nog nooit gewees nie, maar hulle gebruik my maar soos wat ek is. Ja, ek praat nou spesifiek, ek wil meer van God in my lewe hê. Ja, Okay. ja. Ek kan nie op 'n punt kom dat ek sê ek is nou versadig, ek het nou genoeg van die Here nie. Daar's iets nuuts, daar's altyd iets meer. Daar moet nog altyd plek wees. Ek moet altyd plek maak om nog iets meer van God te leer. Right. Nog iemand van iets sê oor die kruike, meisie? Ek dink Tannie Wilma wou iets sê. Wil Tannie Wilma iets sê? Okay. Alright. Is reg Tannie Wilma? Ek wil net sê ek is reg. Okay. Jy sê is iemand daar. Okay. Alright. Kom ons kyk wat sê Romeine 5 vers 1 tot 5. Gerda, jy kan vir ons lees? Net kry. Romeine 5, nie Romeine 1 nie, skus. Dit was 'n tikfout. Dis Romeine 5 vers 1 tot 5. Goed. Romeine 5 vanaf vers 1. Versoening met God en vrede deur die geloof. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. En die lydsaamheid beproefheid en die beproefheid hoop. En die hoop beskaam nie,
omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Jou verleentheid of teleurstelling is nie verniet nie. Dit bou. Al bou dit net jou karakter. Dit bou. Dit maak 'n verskil. God wil jou verleentheid verander in 'n geleentheid. Miskien is jy op daai plek in jou lewe dat jou hele lewe voel vir jou 'n teleurstelling. Dan wil die Here die teleurstelling verander in 'n geleentheid. Iemand iets sê oor Romeine 5 vers 1 tot 5? Kom ons sluit, Marius. Ek dink amper van as daar nou iets gebeur, soos jy nou sê met die verleentheid. Dis nie om die geleentheid in die verleentheid te kan gebruik, moet jy iets doen. Jy kan nie stil sit en kyk nie. Daar moet aksie wees. En ek is bly jy noem aksie, want dit sluit aan by ons volgende skrifgie. Tannie Wilma, Ecclesiastes 9 vers 10, stel kry vir ons Prediker 9 vers 10 asseblief. Ecclesiastes 9 vers 10 en dan Prediker 9 vers 10 stel. Ekskuus Marius, ons hoor jou. Ek sê sommer. Het ek verkeerd gesê? Nee, is reg. Party mense sou sê Prediker is Pastor 9 vers 10, maar dis eintlik Ecclesiastes. Genigtig. Okay, stel jy kan op ons lees. Prediker 9 vers 10. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg, kennis of wysheid in die doderyk waarheen jy heen gaan nie. Dit sluit aan wat by Marius gesê het. Dankie Estel. Doen iets. Jy sit dalk in hierdie verleentheid. Doen iets. Tannie Wilma, wat sê die Engels? No, ek het hom nou verloor. Ek het oh Sherbet. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge nor wisdom. Amen. Dankie Tannie. Doen dit. God verander jou verleentheid in 'n geleentheid. Fluit. My storie is uit. Stel iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek is reg, dankie julle. Gerda? Ek sê reg, dankie pastoor. As Robert sê jy ietsie asseblief? Ja, weet jy, toe ek nou weer gediagnoseer is met kanker of toe die kanker nou weer teruggekom het, was dit my vreeslike teleurstelling geweest want ek het geglo dat die Here het my gesond gemaak. Maar die Here is besig om met my weer 'n pad te stap. Ek het nog nie klaar gemaak met dit wat ek moes doen nie. My getuienis is nog nie klaar nie. So in wie's ek nou om te moan en te groan oor dit wat die Here oor my pad gebring het. Ek moet dit nou hiervan af moet ek soos wat ek in die verlede getuig het en ek moet sy naam groot maak. Weet jy, ek het nou die aand het ek 'n droom gedroom. Ons het gestap, ek en iemand het gestap, ek dink seker maar ek en Gerra wat ook al. En iemand kom van voor af en hy vra vir my, jong, hoe lank het jy nog om te lewe? Ek sê vir hom, nee, ek weet nie, maar hoe lank het jy nog om te lewe? So ons weet nie hoe lank het ons nog om te lewe nie, maar die tyd wat ons het, moet ons gebruik om Here se naam groot te maak. Dis al. Ons gryp die geleentheid aan. Ons gryp hom aan, soos Tannie Wilma vir ons gelees het. Tannie Wilma, enigiets van Tannie se kant af? Ek is reg, dankie Louis. Dankie Tannie. Meisie?
Ek soek ver. Lisel, praat jy met ons? Jy wat die baie gelees het vanaand? Nee, ek dink nou daaraan dat die lewe of die wêreld waarin ons leef vandag, ehm dit raak moeiliker om van die Here en oor die Here te praat, want almal is nie ontvanklik nie en jy kry baie teenstand. Maar dan klou mens vas aan daai wat ons nou so baie gelees het. Die Here is by jou. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy gaan dalk in moeilike omstandighede wees of daar gaan teenstand wees, maar hy is by jou en hy sit die woorde in jou mond. Jy hoef dit nie eers self uit te dink nie. Hy gaan by jou wees en hy gaan vir jou sê wat jy moet sê. Doen dit net. Just do it. Marius? Ekskuus, ek moet net keel skoon maak. Maar ek dink die stukkie wat ons vanaand gedoen het is goed. En die Here soek nie iemand wat wysheid het nie, want die Here het self wysheid. Hy soek net 'n gewillige persoon om uit te gaan. En sodra ons die Christelike weg aanvaar ons ook die verantwoordelikheid om daardie woord uit te dra vir God. Maar met die enigste verskil is, daar's altyd iemand wat jou ondersteun. God sal jou altyd ondersteun, het sy dit deur ander mense is of deur die Gees self, maar daar sal altyd ondersteuning wees. So jy's nooit alleen in dit wat jy voor opgeteken het of opgeteken het om te doen nie. Dis maar wat ek wil sê. Amen. God verander jou verleentheid in 'n geleentheid. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Ons het nog so 'n paar minute. Jy stel enige gebedsversoeke daar by jou? Dankie julle. Dankie Estel. Gerda, ons bid dat jy volkome gesond gaan word en dat die verkoue of griep kan afskud. Robert, jy gaan hierdie week weer terug na dokter van Sail toe, né? Dis reg, ja. Moet maar net bid dat Here vir ons vir hom die wysheid sal gee. Maar ek weet die bestraling het my skouer die Here het my skouer gesond gemaak. Al het ek bestraling gekry, die Here my skouer gesond gemaak en ek weet my lewer is ook skoon want ek het nog nie siek geword nie, niks nie. So ja, kom ons bid net dat hy dit sal bevestig. Amen. Glo saam met jou. Tannie Wilma, enige ander versoeke, ekskuus Robert, Gerda? Nee, net dankbaar hart en ek met Robert vas vir werk. Ekskuus tog, daar was 'n bietjie stering. Gerda, wil jy nie weer praat nie asseblief? Ek sê ons hou vas en ons bly dankie sê dat die Here vir Robert volkome genees het. Ek weet nie of julle gehoor het, ons laaste hiccup was dat die medies nie die inspuitings goedgekeur het nie, maar ek glo waar die Here is daar 'n weg. Hy maak nie deure toe as hy nie ander deure weier oopmaak nie. Ons hou net vas aan hom. Amen. Amen. Vat hom stappie vir stappie. Die Here stap saam met ons. Amen. Tannie Wilma, ekskuus, ek het Tannie nou op die spot geplaas. Niks van my kant af nie, dankie Louis. Dankie Tannie Wilma. Meisie, enigiets van jou kant af? Niks nie. Nee. Okay, nie vir geld nie, dan is alles reg. Lisel, ietsie van jou kant af? Ja, nog steeds asseblief vir reën. Ons het 'n biddag by ons kerk Woensdag vir reën die hele dag. So dat die Here ons gebede sal antwoord. Yes. Voor ons kom kuier moet dit daai plek mooi groen wees, dat dit mooi is. Gaan nie kom kuier voor dit groen is nie. Yes, dat dit reën. Morris, enige ander versoeke van jou kant af?
Met my sussie is daar nog geen verandering nie. Sy wag nou nog van die professor om te hoor of hy haar kan sien een of ander tyd. So daar's nog niks wat verander het daarso nie. En die vorige dokter, die ovulasie wat sy nou gaan sê het, sy verslag sê dit is nie so dringend dat sy dadelik iemand moet sien of vir dit nie. Die twee verslae verskil maar so 'n bietjie van die eerste ou wat nou wou geopereer het en nou. So ons wag maar nog 'n bietjie met haar om te sien wat gaan volgende gebeur. En dan wil ek maar net bid vir die mense wat vakansie is hier rond. Ons het nogal heelwat ongelukke hier by ons, voertuigongelukke. Dat die ouens maar net rustig sal ry, versigtig sal wees. En is mos maar jy kom nou hiernatoe klaar bietjie humeurig want die jaar is nou hier op 'n einde en jy het nou nog nie afgeskakel nie. Jy het nog nie die see gesien nie. En dan sê ons maar 'n bietjie haastig om by die see uit te kom en so laat hulle maar net 'n bietjie rustiger sal wees. Amen. Ons bid vir dit. Ons sluit af met 'n skrifgedeelte en dan gaan ek vir Marius vra om vir ons te bid. U stel Jesaja 14 vers 27 asseblief. Jesaja 14 vers 27. Want die Here van die leerskare het dit besluit. Wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek. Wie sal dit kan afkeer? As God dit besluit het, kan niemand dit omkeer nie. Kan niemand dit afkeer nie. Marius, jy kan vir ons bid. Kom ons bid saam. Ja, Here, hier waar die jare ook nou na die einde se kant toe gaan, wil ons vir U dankie sê dat ons nog steeds hierso kan saam sit en bietjie gesels rondom U woord, bietjie meer hoor, meer verstaan en weer net, Here, met verbasing kyk na hoe U vir ons sorg en hoe U aan ons kant is met dit wat ons doen vir U. Baie dankie, Here, dat ons kan weet dat as ons opgeteken het om Christen te wees en aanvaar, Here, dat ons daai verantwoordelikheid het om U woord uit te dra in mond, in gedrag en dit wat ons alles elke dag doen. Here, dan sal U daar wees vir ons om ons te help om dit vir mense te sê, te wys dit wat U wil hê daar moet gebeur. Dankie, Here, dat ons nie in ons eie krag hoef te werk nie, maar dat U vir ons die krag gee. En dankie, Here, dat ons kan weet dat U liefde ons dring van binnekant af, ons harte aan die brand steek om vir U te kan werk. Baie dankie, Vader, vir elkeen van ons wat hier so is en dat ek elkeen kan opdra, Here, aan U en vra, Here, hou ons veilig in U hand. En ook, Here, vir die gebedsversoeke wat daar was, ook, Here, dit wat ons môre gaan bid. Dankie, Here, vir daardie voorreg wat ons het om dit hardop te kan doen en vir U te kan vra, Here, staan ons by, help ons, Here, dit is wat ons behoefte is. Maar Here, nie voordat ons nie vir U gesê het hoe groot 'n God U is nie. Baie dankie, Here, dat U so groot God is, wat ons gemaak het, wat vir ons ken, Here, tot in die fynste besonderhede. En Here, wat vir ons sal lei, want U het vir ons elkeen 'n werkie om te doen. En dankie, Here, dat ons in U diens kan staan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Marius. Mag julle 'n wonderlike week hê en sterkte vir elkeen van julle, hoor. Bye. Tata Dankie. julle. Bye. Bye. Goed wees. Papa.